2 Tessalonisense 2 vers 11 en 12 sê, God sal hulle toelaat om agter hierdie dwalings aan te hardloop, sodat hulle al hierdie leuns uit die hel glo. Die uiteinde van almal wat weier om in die waarheid te glo en wat gekies het om hulle aan al wat sonde is oor te gee, is God se verskriklike straf. Otto Adolf Eichmann was een van die belangrikste organiseerders van die Holocaust. By die Nederburg verhore het hy die vele leuns wat gebruik was om hulle slagoffers vas te vang, uiteengesit. Hulle het lemmetjiesdraad gespan om Joodse woonbuurte te isoleer en vir hulle gesê dit is 'n noodsaaklikheid in die stryd teen Rusland. Hulle het die Jode gedwing om geel sterre op hulle moue te dra en vir hulle gesê dit was om aan te dui dat hulle onder Duitse beskerming is. Hulle het Joodse omkoopgeld gevat en beloof om beter grond, mooier huise en veiliger omgewings vir hulle kinders te koop. 'n Mede-offisier het getuig dat Eichmann beloof het om lagend in die graf te spring, want die gevoel dat hy 5 miljoen mense op sy gewete het, sou vir hom 'n bron van buitengewone bevrediging wees. Die Bybel vertel van 'n seun van die verderf, die anti-kris, wat in die laaste dae in bewind sal kom. Vir diegene wat die waarheid weier en behaag in die ongeregtigheid het, hulle sal val vir sy leuns en veroordeel word. Maar diegene wat God se waarheid omhels, sal hierdie dwaling ontsnap en hulle verheug oor die helderheid van Jesus se koms. Maar Vader, dankie Here vir hierdie amazing bemoediging. Dankie Here dat ons kan vashou aan die waarheid, en dankie Here dat as ons vashou aan die waarheid, dat ons kan weet dat ons nie mislei sal word deur die anti-kris nie. Ons eer U, ons loof U en ons prys U in die wonderlike naam van Jesus. Amen.